Vandag is deel 5 van ons reeks oor die volle grootte Christus. En vandag se boodskap gaan oor jou menswees. Jou menswees is die Christuswese. As Abba Vader na jou nou kyk, as Abba Vader na jou nou kyk, is jy vir Abba Vader meer God as mens. Dis nogal 'n stelling. As hy na jou kyk, is jy meer God as mens. Want laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis. So hoe lyk jy vir Abba Vader? Is jy maar net mens? Verseker nie. In Johannes 10, toe hulle vir Jesus aanspreek, omdat hy gesê het, hy en sy Vader is een. Toe spreek hulle hom aan vir godslastering. Toe sê Jesus vir Israel, vir die Jode, maar sê, julle weet nie, dat julle is God. As ons uit God gebore is, wat is ons? Wat is ons dan? En dis tans ons probleem, mense, ons sit met 'n verwronge identiteit, omdat ons leef uit ons 5 sintuig wêreld. Ons leef uit ons omstandighede en ons situasies wat ons definieer. Terwyl Abba Vader, as hy na ons kyk, sien hy meer God as mens. Dis nogal 'n stelling. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1:23. Kyk gou wat sê 1 Petrus 1:23 oor dit. 1 Petrus 1:23 sê, want julle is wedergebore. Wat beteken wedergebore? Om jou te herinner aan jou oorsprong. Om jou te herinner aan jou oorsprong. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Met ander woorde, uit God, deur die lewende woord as die saad. En dit moet tot in ewigheid bly. Dit beteken, dit moet nie kan vergaan, siek word, verlore gaan, doodgaan nie. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle vrugbaar wees, laat hulle vermeerder en laat hulle die aarde vul, so alles moet bly. Met ander woorde, ek gaan ietsie op die bord skryf, met ander woorde, daar is die wil van 'n man, of soos wat die Bybel praat van vlees en bloed. En dan is daar 'n vrou. En uit hierdie vrou is daar 'n geboorte. Dis hoe God begin het. Maar dit alles is uit verganklike saad. Uit verganklike manlike sperm, soos die Message Bybel sê. Dis hoe God begin het, as vlees en bloed, as die wil van 'n man, uit verganklike saad. En hierdie vrou het 'n omgewing waar daar 'n bevrugting plaasvind, en dit word genoem 'n baarmoeder. En voordat jy nog gevorm was in jou moeder se baarmoeder, het God jou alreeds geken, want eintlik is jy gebore uit ewigheid. Eintlik was jy alreeds wedergebore uit ewigheid. Dit beteken, jy's eintlik uit God. Jy's eintlik uit God as jou Vader. Maar vir God wat gees is, moes God begin met 'n man en 'n vrou, met verganklike saad, om jou hier te kry in die vlees. Maar nou sê die woord, jy is alreeds nie gebore nie, jy is alreeds wedergebore uit onverganklike saad.
beteken onverganklike saad? Dit kan nie vergaan nie. En vir hierdie onverganklike saad om te manifesteer 'n geboorte, is daar ook 'n man. Kan almal dit sien? Kan almal hier sien? My kruite skryf, is daar ook 'n man? En omdat daar 'n man is, moet daar ook 'n vrou wees. En as daar 'n vrou is, moet daar ook 'n baarmoeder wees. En as daar 'n baarmoeder is, en daar's onverganklike saad, dan moet daar saad wees. En die geboorte van dit alles, is 'n vlees, liggaam, as verheerlik. Selfe prinsip. Dis hoekom hy kom uitroep het. Dit is volbring. En ons weet 3 dae later, was daar die opstanding, die ontdekking van hierdie geestelike waarheid, die ommekeer van 'n sekere bewustheid, dis eintlik wie jy is, as uit God gebore, en nie uit die wil van 'n man, of uit vlees en bloed nie. En nou baie belangrik, soos wat daar 'n man en 'n vrou is, wat is hierdie man? Hierdie man is die Christusdenke. Dis die Christusdenke as gees. Want God is gees. Wat is die vrou dan? Die vrou is jou siel. Jou verstaan, jou weet, jou emosies, jou gevoel, jou wil. Wat is jou baarmoeder dan? Jou baarmoeder, of jou onderbewussyn, is jou hart. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart kom die issues van die lewe. So uit jou eie hart kan 'n geboorte plaasvind uit verganklike saad, of as die ware uit onverganklike saad. En dan, soos hierdie verganklike saad 'n sperm is, het God ook onverganklike saad sperm. En wat is die onverganklike saad sperm? Die woord. Halleluja. Ek gaan 'n stukkie koeldrank vat, my keel is skielik droog. My keel trek sommer toe vir dit. Ek het nou baie sleg geskryf, maar almal kan dit sien. Met ander woorde, soos wat die man die vrou bevrug, en daar bevrugting in die baarmoeder plaasvind, en 9 maande later is daar 'n geboorte, so vind daar deur die Christusdenke, die gees, 'n bevrugting plaas in die vrou, jou siel, jou verstaan, jou weet, jou bewus, so daar 'n manifestasie kan plaasvind as 'n geboorte in jou baarmoeder, jou hart. Daarom bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want dis nie wat by die mens ingaan, wat die mens of verganklik of onverganklik maak, dis wat uit die hart van die mens uitkom. En die geboorte manifestasie is 'n verheerlikte vleesliggaam, die tempel, die woning van God. Halleluja. Dis hoekom jy onder die woord sit. En onder die woord sit. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy leef uit die ware wie jy is as uit God gebore. Die Christusdenke. Maar so nou en dan, weens omstandighede en situasies, sê vyfsintuig wêreld ook, koei, en dit wat jy bedink, is jy. Dit wat jy 'n emosie gee, is jy. Kan almal dit sien? Is dit nie fantasties nie? En jy was alreeds wedergebore, jy was dit alreeds, voor die grondlegging van die wêreld, as uit ewigheid. Die probleem is, toe dit vir jou plaasvind in die vlees
En toe jy sê en jy begin opgroei, toe kom jy uit by 'n Sondagskool en jy kom uit by 'n kerk en jy hoor hoe verlore jy is. En jy hoor hoe groot sondaar jy is. En jy hoor hoe verwyder en hoe ver God is, terwyl jy alreeds as een voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, wedergebaar uit onverganklike woord saad. Toe hierdie man en hierdie vrou, toe hierdie man die verganklike sperm laat gaan, toe God sê, laat ons, toe manifesteer dit reeds. Jesus sê, ek en my Vader is een. Nou as ek en jy sê, as ek sê, ek en die Vader is een, wie sê dit? Sê ek dit of sê die Vader dit? As jy vir my sê, Rudy, dit kan nie wees nie, ek en die Vader is nie een nie, met ander woorde, as God na jou kyk as mens wees, sien God meer God as mens. Toe Jesus uitroep, dit is volbring, wat beteken nie dit? Toe Jesus uitroep, dit is volbring, dit beteken die verwronge identiteit. Toe Jesus uitroep, dit is volbring, toe roep Jesus uit, hierdie verwronge identiteit van verganklike saad, van doodgaan, van vyfsintuig wêreld is volbring. Die ware word geopenbaar as uit God, onverganklik, verheerlik, sodat hierdie woord saad kan uitgaan en die Christus denke, die saad plant en in die baarmoeder in jou hart 'n bevrugting plaasvind en 'n vrug manifesteer en die geboorte plaasvind as die Christus, die verheerlikte liggaam. Hierdie mens is in Christus. Hierdie mens is die openbaarmaking as die Christus. So wie is jy? Dit wat jy dink, is jy. So wat dink jy? Die Messiesbybel sê dit, van 1 Petrus 1:23, hy sê jou nuwe lewe is nie soos die ou lewe, die verwronge identiteit, gebore uit verganklike sperm, 'n man as vlees en bloed nie, maar bevrug en gebore uit God as onverganklike sperm, die woord wat vlees word, die ware jy soos voor die grondlegging van die wêreld, as ewigheid af. Daarom kyk gou wat sê Romeine 6 vers 4 oor dit. Kyk gou wat sê Romeine 6 vers 4. Romeine 6 vers 4. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n nuwe lewe kan wandel. Kyk gou hierso. Dis hoe jy lyk. Ek gaan van 'n roetjie vat, van 'n roetjie vat, ons klein kinders. Toe daai klein seentjie en dogtertjie gebore word en sê en daar lê in hy kot, die eerste keer die lig sien. Toe sien God daai seentjie en dogtertjie hoe? Het God daai dogtertjie en seentjie so gesien of het God daai dogtertjie en seentjie so gesien? Toe jou baba dogtertjie of baba seentjie of kleinkind gebore word en jy in hy kot kyk, in 'n hospitaal kyk, dis ons kleinseun, dis ons kleinkind. Hoe het jy daai kleinkind en kleinseun gesien? Het jy hom gesien, om te dink die rose en die prinsloo, of het jy hom gesien soos wat God hom sien? Want dis hoe jy jouself sien. Met ander woorde, dit is volbring. Daar's net een nuwe mens en dis hoe God die mens sien. Hoe sien die mens hom? Die mens sien hom as
is volbring. Hier's die ware. Daarom moet jou kind opgroei, nie in die weë van 'n man, 'n vrou, 'n stamboom, 'n geslagsregister nie. Ons kinders is bevoorreg om te weet, hulle is uit God gebore om God te openbaar as die ware. As Papa Vader hulle sien hy net God. Daarom kan jou 5 sintuig en omstandighede en situasies jou nie definieer nie, my vriend en my vriendin. As dit waar is in jou lewe en ek en jy sit met bekommernis en vrees en spanning, is dit omdat ons onsself sien. Hier. Kyk wat sê Prediker 3 vers 11. Voor ons Prediker 3 vers 11 lees, kyk gou wat sê Prediker 7:29. Prediker 7:29 sê, en dit het ek uitgevind, dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gehad. Kyk op die bord. Van die begin af was dit hoe God die mens sien. Maar die mens het baie slim planne gehad, tot vandag toe. Kyk nou wat sê Prediker 3 vers 11. Prediker 3 vers 11 sê, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu, ook het hy die ewigheid. Die Afrikaanse ou vertaling sê eeu, die ander vertaling sê ewigheid. Ook het hy die ewigheid in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk van God doen van begin tot eind kan uitvind. Kyk op die bord. Vanaf ewigheid, uit God, van ewigheid af, wat jy reeds klaar wedergebore, toe vat God ewigheid, en hy plaas dit in jou hart, hy plaas dit in jou baarmoeder, sodat uit jou baarmoeder die bevrugting moet plaasvind, onverganklike saad, dat dit kan manifesteer as 'n geboorte, die Christus in jou. Nie meer net 'n hoop nie, maar die verheerliking as hier is hy. En dan sê die Bybel iets interessants, so die mens dit kan uitvind. Hoekom het God dit gemaak, dat die mens dit moet uitvind? Dis vir God belangrik dat jy jou Vader ken. Dit moet erg wees om swanger te wees en jy weet nie wie is die pa nie. Kan ek vandag radikaal wees? Ons as die kinders van die Here, ons as die kerk is swanger met die Christus in ons, wat moet geopenbaar word as die verheerliking, maar ons weet nie wie is die Vader, die pa nie. God is so skerp, God het dit in jou hart geplaas, sodat jy moes uitvind wie Abba Vader is, want dis die pa wat die persoonlikheid, dis die pa wat die karakter oordra. En as jy nie weet wie is die pa nie, kan jy die karakter en die persoonlikheid van hom as pa aanneem en dis verganklik. Dis 5 sintuig. Is dit nie fantasties nie? Daarom sê Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe, om jou pa te ken, om hom te ken. Want hoe meer jy hom ken, hoe meer gaan jy jouself sien, want soos wat hy is, so is jy. So met ander woorde, ek kan myself nie insien as 'n roos nie. Ek kan myself nie insien as 'n spies, as 'n libbe nie. Ek sien my in. As jy my gesien het jy my Vader gesien. 'n Christus denke. En hoe meer en meer die manifestasie is, het jy agtergekom. In die begin sien jy sy swanger. Maar as hy kind te groot word, na 9 maande, moet daai kind iewers uit. Lig van die wêreldbediening, mag jy 'n dimensie bereik, waar die Christus in jou so groot word, dat die Christus nie anders kan, as om net te uit nie. Gee die Here lofoffer vir dit. Daarom kyk gou wat sê Jeremia 9 oor dit. Kyk gou wat sê Jeremia 9. Jeremia 9 vers 23. Is belangrik dat jy die pa ken.
Dit moet verskriklik wees om swanger te wees, en dan vra hulle, wie is die pa, en jy sê, jy weet nie. Dis rof. Dis rof. En dan gaan jy nou verras met die pa. Ek gaan jou verras. Wie was Jesus se pa? Wie het vir Maria bevrug? Ek gaan jou verras. Want dis dieselfde persoon wat jou bevrug. Het. En bly bevrug. As 'n Christus denke. En bly bevrug. En bly bevrug. Sodat al wat gebore word, is die hoop van die heerlikheid, wat nie meer 'n hoop sal wees nie, maar die manifestasie, as die ware, hier is hy. Woe! Kyk wat sê Jeremia 9, vers 23, hoekom het hy die ewigheid, hoekom het hy alles in jou hart geplaas, dat jy dit moet uitvind? Al wat hy wil hê, jy moet net uitvind wie is jou pa. Want die pa dra die persoonlikheid en die karaktertrekke oor. Hy lyk soos sy pa. Hy praat soos sy pa. Kyk wat sê Jeremia 9:23. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid. Wat is geregtigheid? Op die pad van geregtigheid is lewe, en die rigting van die pad is onsterflikheid. Wat in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Dis die diepste vorm van intiem wees, 'n bewustheid, hy noem dit die Christus denke. Wie en wat ek en jy eintlik is. En dit was nie toe jy jou hartjie vir die Here gee nie. Dit was van ewigheid af reeds so. Hy het net dit gebruik om jou hier te kry. En toe hy uitroep, dit is volbring, toe manifesteer ons die ware. Dis wie ons is. So as ek na jou kyk, sien ek in jou meer God as mens. Dis 'n stelling. Dis 'n stelling. Daarom is dit belangrik dat jy jou pa ken. Kyk wat sê 2 Petrus 1. Kyk wat sê 2 Petrus 1. Kyk wat sê 2 Petrus 1. Vers 3. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk. Sê alles klaar geskenk. Wat tot die lewe en godsvrug, sê godsvrug. Sê ek lyk soos my pa, ek dra sy vrug, want ek ken hom. Deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Sê vir my, wanneer het hy jou geroep? Efesiërs 1 vers 3, 2 Timoteus 1 vers 9, van ewigheid af. En dit was nie jou werke nie. Alreeds uitverkies, om hom te verheerlik. En waar is alles? In jou hart. Waar is die koninkryk? In jou hart. Waar is die volheid? In jou hart. Hoe gaan dit manifesteer? Om jou pa te ken. Om toe te laat dat die man die vrou bevrug. Om toe te laat dat die gees, die Christus denke, die siel bevrug. Sodat in die baarmoeder die hart 'n geboorte sal wees, die verheerliking van 'n vleesliggaam, die Christus. Hier is hy, onverganklik, onsterflik. Daarom sê 1 Korintiërs 15, soos wat hulle die sterflike is betlee, onsterflik. Soos wat die verganklike betlee aangetrek, wie waarlik is, die onverganklike. Om te bly. Sê bly. Is dit nie mooi nie? Nou is die vraag, wie was Jesus se vader? En wie het vir Maria bevrug? Sê verrassing. Kyk wat sê Matteus 1. Kyk wat sê Matteus 1. Vers 20. 'n engel verskyn aan Josef, 'n engel het aan Maria verskyn in Lukas. En hoor wat sê die engel in Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, dit was Josef, verskyn daar 'n engel. Met ander woorde, wat het Josef in gedagte gehad? Josef was verloof aan Maria. Toe vind Josef uit Maria is swanger. Hoekom wou Josef in die geheim van haar skei, in die geheim? Want hulle was onder die wet. En as 'n vrou swanger was onder die wet sonder 'n man, sonder 'n getroud, was die vrou met klippe doodgegooi. Toe wou Josef in die geheim van haar skei. Sodat hulle haar nie met klippe moes doodgooi nie. Die mamma van Jesus. Want hulle was onder die wet.
Hoor nou, vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Luister mooi, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Kyk op die bord. As hierdie vrou swanger word, moet hierdie man in haar iets verwek. God, die Vader as Gees, wat het Maria swanger gemaak as die verwekking van die eersgeborene van baie? Die Heilige Gees. Dis bewys. Dis bewys. Ek gaan die video opsit op die video. Dis nou bewys. Wanneer 'n man 'n vrou bevrug, in daai oomblik van bevrugting, vind daar 'n verligting plaas. En daai verligting is die manifestasie as dieselfde verwekking, as dieselfde bevrugting wat Maria deurgegaan het, as die Heilige Gees. In jou, in jou, in jou, in jou. Want eintlik is jy nie uit die rose gebore nie. Eintlik is jy nie uit die kokers gebore nie. Eintlik is jy nie uit die McBrides gebore nie. Eintlik, toe mamma swanger word, direk uit God gebore. Uit God bevrug. As dieselfde Heilige Gees. Video is under a special microscope and showing the moment of conception. The very moment that the sperm enters the egg, there is a flash of light. And the light has entered the world. Kyk gou wat sê Job 33 vers 4. Is dit nie fantasties nie? Met ander woorde, as God na jou kyk, sien God meer God as mens. Kyk gou wat sê Job 33. Is dit nie fantasties die mense? Kyk gou wat sê Job 33. Job 33 vers 4. Die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Met ander woorde mense, toe God in Genesis 1 sê, laat ons mense maak, na ons beeld en gelykenis, toe was daar reeds 'n bevrugting, deur die Gees. Nou is die vraag, kyk gou, nee, wag jy, voor ek verder gaan, kyk gou wat sê, ek gaan vers 33, Job 33 vers 4 oorlees, want party kyk my aan, soos ganse wat weerlig gesien het. Job 33 vers 4 sê, die Gees van God het my geskape, die asem van die Almagtige maak my lewend. Daarom, kyk gou wat sê 1 Korintiërs 12, wie is die ware jy? Hoe lyk jy eintlik? Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 12, vers 12. Sê vir my, is jy maar net 'n mens? Sê vir my, is jy stof? Sê vir my, is jy 'n sondaar? Sê vir my, is jy verlore? Sê vir my, is jy van God verwyder? Sê, dis 'n bewustheid. Sê, dis 'n identiteit. Sê, dis 'n Christus denke. Sê saam met my, ek is swanger. En binnekort gaan ek baar 'n Christus, 'n vlees Christus liggaam verheerlik. Hier's God in vlees. En dis nie meer 'n hoop nie. Luister, ons kan nie vir 2025 jaar by 'n hoop bly nie. Luister, jy kan nie vir 2025 jaar swanger bly nie. As jy swanger is en ek sien niks nie, dan gaan ek jou vra, wie's die pa? En as jy sê jy weet nie, gaan ek jou onder sensuur, soutsuur en wat se suur sit. Dis ek is verlief op hom. Is my pa. Ek praat vandag van my pa. Wie het van Maria bevrug? Wie het hom verwek? Die Heilige Gees. Kyk wat sê 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 12, want net soos die liggaam een is, wat 'n liggaam? Ons liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, alles hulle baie een liggaam is, soos ook Christus. Wie is die Christus liggaam? Ons. Met ander woorde, as God na jou kyk, sien God meer God as mens. Kyk wat sê vers 13, want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam,
of ons Jode of Grieke, slawe, vrymanne is, ons is almal van een gees deurdronge. So wie het jou verwek? Wie het jou verwek? Die gees. Kyk wat sê vers 27, julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Nou is die vraag, as die man wat ons verwek het, die Heilige Gees is, moet daar saad wees, onverganklike saad. Wat was die saad? Kyk gou wat sê Johannes 1, vers 1. Is dit nie mooi nie, mense? Is dit nie fantasties hoe lief God jou het nie? Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was by God, en die woord was God. Kyk op die bord, God as Vader, maar as Gees, as Heilige Gees verwek, maar God as Vader, as saad, was ook die woord. So wie is jou Vader? Is dit nie fantasties nie? In die begin was die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom, die woord saad, onverganklik wat bly, het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig. En nou moet hy baba sientjie en dogtertjie opgroei in die ware. As Abba Vader is my eintlike Vader. En as julle my gesien het, gaan ek al hoe swangerder word, en een van die tyd gaan geopenbaar word, die verheerliking as Christus in die vlees. Hier is hy. Halleluja. Jessie, is dit nie mooi nie? Is dit nie fantasties nie? Daarom, kyk gou wat sê Lukas 1. Hoor wat Maria gesê, toe die engel vir haar sê, jy sal deur die Heilige Gees, in jou sal iets plaasvind. Hoor wat sê in Lukas 1 vers 38, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. Vader, laat dit met my gaan, volgens u onverganklike woordsaad. Vader, laat hier opnuut deur die Christus denke die man, 'n bevrugting plaasvind in my as vrou, 'n baarmoeder manifestasie, 'n verheerliking, wat uit my sal openbaar. Hier is hy. Want daar's net een krag op die aarde, en dis sy liefde, en dis wie hy is. Enige ander vorm van krag, wat bekommernis is, wat vrees is, het jy self geskep net as 'n vorm, omdat jy nie weet wie jou pa is nie. Daarom kyk wat sê Matteus 23. Ek preek nie lank vandag nie. Kyk wat sê Matteus 23. Hoor wat sê Matteus 23 vers 8. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat, want dit gaan vinnig oor wees die preek. Besef julle hoe kosbaar is die Heilige Gees. Besef julle hoe kosbaar is die woord van God. Luister, ek praat van die onverganklike woord van God. Ek praat nie van kyk wat sê Matteus 23. Matteus 23 vers 8. Maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broers. Hoekom is ons almal broers en susters? Want ons het een Vader. Daarom kyk wat sê vers 9. En julle moet niemand op die aarde jul Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemele is, en hy wat in ons is, uit wie ons is. Die skepper van hemel en aarde is my Vader. Kom, maak jou oor bietjie toe. Sê vir jouself, die skepper van hemel en aarde is jou Vader, is my Vader. Daarom Romeine 8:29. Kyk wat sê Romeine 8:29. Met ander woorde, ek wil gou vir jou wys. Die ware jy wie jy is suiwer net gees. Die ware wie jy is net liefde. As jy die ware wie jy is net heilig. As jy voel, Rudy, dis nie waar vir my nie.
dan sê jy, dis nie waar van jou nie, want jy is nog by 'n 5-sintuig denke. Jy's nog hier. Dis hoe Vader jou sien. Want Vader sien meer God as mens. Kyk wat sê Romeine 8:29. Vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, sê vir my, van wanneer af ken hy jou? Toe jy suiwer net gees was, van ewigheid af. Dit hy verordineer voor dit reeds besluit, om gelykvormig te wees, om een te wees, aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees. Waar was die eersgeborene? Hier, van baie. Met ander woorde, hier's baie broers gelykvormig as verheerlik, want daar's net een Vader wat ons het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Daarom kyk gou wat sê Johannes 10:30. Kyk gou wat sê Johannes 10:30. Johannes 10 vers 30. Jesus sê vir hulle in Johannes 10 vers 30 sê, ek en die Vader is een. Maak jou oor toe, sê bietjie ek en die Vader is een. Sê vir my, as jy en die Vader een is, wie het dit gesê? Jy het gesê of het die Vader dit gesê? Nou sê gou vir my, in jou besigheid, in jou normale lewensomstandighede, met besluite, met ons woorde, is dit waar? Ek en die Vader is een. Of sê ons nou, omdat ons die woord hoor en op die bord sien, maar as jy uitstap, mag ek vra? Mag ek dit vra vanoggend? Mag ek dit vra? Kyk wat sê Johannes 6:63. Johannes 6:63. Met ander woorde, die woord verwek deur die Heilige Gees, deur die woord saad, die heerlikheid het vlees geword, en hoor wat sê hy wat vlees geword het. Sê gou vir my, as die woord vlees geword het, wie en wat is ek en jy dan? As die woord saad wat vlees geword het. Hoor julle wat ek sê? Hoe ver is die kerk agter, ons as die kerk? Hoor wat sê Johannes 6:63, dit is die Gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek spreek is gees en lewe. Is interessant, Romeine 8 vers 6 sê, dit wat dood is wat vleeslik dink. Dit wat gees is wat lewe en vrede is, wat spreek. Met ander woorde, dood en lewe is in die mag van die tong. Met ander woorde, as dit waar is wie ek en jy is, wat spreek ons? Is dit net gees en is dit net lewe? Hoor julle hoe diskwalifiseer ons met ons verwronge identiteit as gevolg van 5 sintuie en omstandighede en situasies? Sê ons groei. Sê almal kan sien ek is swanger. Sê binnekort sal die Christus so groot wees, hy kan nie anders nie. Hy moet uit. Dit beteken, as jy by Spar instap, en jy betaal by die kassiere, jy betaal, en jy kan sien, en die Heilige Gees sê, die dame het hoofpyn, dan moet die Christus uit. Dan moet die Christus uit. Waar jy beweeg op die myn, as jy swanger is, die Christus denke, die vrou, die hart, die baarmoeder bevrug, moet die Christus op die myn, oral waar jy beweeg, die Christus moet een of ander tyd uit. Yahoo! 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 Kyk wat sê Kolossense 3. Kyk wat sê Kolossense 3. Ek kry nou nie eers vir Kolossense in my Bybel, is hy. Kolossense 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe. Met ander woorde, die ou mens met 'n verwronge identiteit bestaan nie meer nie, en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Sê saam met Christus verborge in God. Sê swanger. Sê Christus denke bevrug. Baarmoeder hart. Maar een of ander tyd. Want vers 4 sê, wanneer? Vra 'n bietjie wanneer. Wat beteken die woordjie wanneer? Die woordjie wanneer beteken 'n sekere toestand is bewus as dit is volbring. Met ander woorde, ek soek jou aandag.
Die meeste vra wanneer is dit die koms van Jesus? Die meeste vra wanneer kom haal hy ons? Die meeste vra wanneer is dit 'n wegraping? As jy is by ware, die oorspronklike, wie jy is van ewigheid af, sal jou wanneer wees, wanneer Christus, wat my lewe is, swanger, geopenbaar word, die kind het te groot geword, ek kan dit nie meer inhou nie, sal ek as die Christus in heerlikheid geopenbaar word. Hier is die volle grootte. Woe! Woe! Daar is net een gees, een lewe, een krag, een teenwoordigheid. En dit is die denke van Christus. Of die vernuwe denke wat jy is. Ek soek jou aandag. Jy moenie jou denke vernuwe om te word nie, omdat jy is. Dink anders. Dis al. Dink wie jy is, die ware. Die Christus bewus. Ek en die Vader, die Gees en die Woord is een as vleeswording. Jy is uit ewigheid as suiwer gees. Uit God, sigbaar, die ware, net liefde. Dis wie jy is, die ware, wie jy is, van ewigheid af, wie jy is. As jy dit nie is nie, is dit 'n verwronge bewustheid wat jou oortuig van wie jy nie is nie. God geopenbaar in vlees, gebore uit onverganklike saad. God het gekies, God het voorgeneem, God het besluit, sy wil, jy het God geërf, meer nog, jy's mede-erfgenaam, jy's die openbaarmaking as die geboorte geskenk, Christus, geopenbaar, hier is hy. Jy's been van sy been, jy's vlees van sy vlees, saam verheerlik. So as God jou sien, sien God meer God as mens. Hoe sien jy jou? Ek sluit af. Efesiërs 5. Efesiërs 5. Vers 22. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, die liggaam, en hy is die verlosser van die liggaam. Wat het Paulus gesê? Kyk op die bord. Paulus het gesê, vroue, Paulus het gesê, siel, wees onderdanig aan jou eie man, die Christus denke. Want, daar is baie ander mans, omstandighede, Here, situasies, omstandighede, 'n geskinder, 'n vyfsintuig denke, wat sal hulle van my sê? So, vrou, Niels, kom vat jou seun. Ek gaan so staan dat jy ook sien. Dis my persoonlike skoonseun, die Christus, uit God gebore. En die klein Christus hier. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit. So, vrou, wees aan jou eie man, die Christus denke onderdanig. Want hierdie Christus man, met onverganklike woord saad, wat jou bly bevrug, hy is die verlossing, as die geboorte van 'n Christus kind wat te groot word, die verlossing van jou liggaam as verheerlik. Here, dis vandag so bietjie anders. Daarom, nou gaan ek jou iets leer na tyd af. Daar's net een krag, en dis God. Dis liefde, is die Gees, is suiwer, dis wie jy is. As nou in jou enigstens iets anders is, soos bekommernis, spanning of vrees, wil ek hê, jy gaan stil raak, maar jy gaan nie uit 'n vyfsintuig denke, dit bedink nie. Jy gaan dit net beleef, ervaar. Want jou baarmoeder, jou hart is soos 'n land, is ook soos 'n land, waar daar gedurig, deur jou denke, bewustheid en emosies geplant word. So dit wat in jou is, wat onkruid is, dit wat in jou is, wat bekommernis is, dit wat in jou is, wat spanning en stres is, het jy self geplant. Daarom, mevrou, wees aan jou eie man, die Christus denke, onderdanig. Ek gaan jou uitdaag nou. Wie wil sy vryheid geniet as dit? Maak jou oë toe, sonder om te dink aan die vrees, ervaar, beleef die vrees hierso, dink, bring die vrees op hier,
ek kan nie dit voel nie, want ek het dit nie. Dink 'n bietjie aan die vrees of die spanning hier, sonder om hier te dink. En kyk wat gebeur. Dit wat hier is, as vrees en spanning, sal wegkwyn. Sal al hoe meer wegraak, want al wat hier is as ware, is net liefde, is net suiwer gees, want dit wat jy dink, is jy, so as jy nie spanning dink nie, maar jy beleef spanning, sal die spanning wegkwyn, want al wat hier is net lig, en lig verdryf duisternis, en liefde, ware volkomme liefde, sluit geen vrees en geen straf in. Met ander woorde, dis wat hy bedoel het, raak stil en weet dat ek God is. Om stil te raak sonder om hier te bewus, maar hier te ervaar, sal dit wat jy ervaar, wat nie liefde is nie, sal jy dit ervaar, wat nie suiwer gees is nie, outomaties versadig, opgelos, wegraak, want al wat hier is die ware. As dit vir jou nie so is nie, is omdat jy dit hier bekrag, plant, want dit wat jy dink, is jy. Gaan oefen dit. Nog 'n belangrike punt. As hier bekommernis en vrees is, moenie weerstand bied hier nie. Want hoe meer jy weerstand bied, hoe meer ontstaan. Want dit wat jou realiteit is as gevolg van dit wat jou bewustheid is. Hoe meer jou bewustheid is om dit te weerstaan, hoe meer jou bewustheid is, ek moet jou lief hê, hoe meer ontstaan dit wat jy dink, wat jy is. Want dis 'n plek van rus, is 'n plek van oortuiging, die ware jy wie jy is, as net liefde, as suiwer gees, en sonder om te dink, bewus, raak ek stil, en weg gaan vrees, weg gaan bekommernis, weg gaan spanning, want die krag is liefde. Behalwe as ek bedink, nie as Christus denke nie, as vyfsintig denke, spanning en stres, sal dit bly, want ek plant met 'n emosie. Ek het vanoggend 2 uur, toe manifesteer ek in my kantoor iets groots wat ek jou gaan leer. Met ander woorde, raak stil en weet, jy is. En dit wat hier is, sal wegkwyn. Want duisternis kan nie staan teen lig. Bekommernis, spanning kan nie staan teen liefde, sonder dat jy iets hoef te doen. Jou grootste probleem, jou grootste vyand, en ek het gesê ek sluit af, maar nou gaan ek afsluit, Matteus 16:23. Matteus 16:23. Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan, jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van 'n mens. Kyk op die bord. Hoe meer ek swanger raak, hoe groter is die kans dat die Christus gaan uit. Maar daar's net een struikelblok vir die Christus om te uit. Mevrou, jy's al oor jou 9 maande. Jy moet inkom dat ons meganies jou water breek. As jy oor jou swangerskap is daar 'n struikelblok, omdat jy nie as God, soos God, maar as 'n mens. Daarom sê Psalm 82, ek dink is vers 6, het ek nie gesê, julle is God se seuns, julle is almal seuns van die Allerhoogste. As God na jou kyk, sien God meer God as mens. Maar omdat jy sit met die verwronge, versimpelde identiteit, omdat jy leef uit jou vyfsintuig wêreld, nogtans sal jy sterwe soos 'n mens. God se seun, God se dogter. Maak toe jou oë, enige vorm van vrees, enige bekommernis, sonder om dit te bedink, maar net te ervaar,
net te ervaar in jou hart, ervaar dit, dis oké, ervaar dit sonder weerstand, ervaar dit, waar is dit? Dis weg. Want al wat dit kan bevestig, al wat dit kan 'n realiteit is, jou bewustheid, word jou realiteit. Amen. Gee die Here 'n lekker lofoffer vir dit.